Vanoggend 29 April, Dinsdag, en gister het ons begin met die inleiding rondom hoe voel 'n mens veilig en die gevoel van veiligheid, nê. Nou, ons gaan so 'n bietjie deur die geskiedenis blaai en dan kyk ons so 'n bietjie na 'n paar wêreldgebeure rondom veiligheid. In die tyd van die profeet Jesegiel was daar 'n volk wat hulle self op 'n rotsagtige eiland 'n entjie van die vaste land af gaan verskans het. Op Tyrus. Die verhaal van hierdie stad word ook in Jesegiel 26 en 27 vertel en u is baie welkom om dit bietjie te gaan naslaan. Baie interessant. Die inwoners het 'n stad met magtige mure op die rotse gebou. Jesegiel vergelyk die stad met 'n goed geboude skip. In die stad was daar ook weelde en rykdom, want die mense het ryk geword deur handel te dryf met die nasies in die ooste. Hierdie goed geboude weelderige stad het die mense van Tyrus laat veilig voel. Hulle het sterk stadsmure gehad en wie kon hulle per slot van rekening ooit skade aandoen? Volgens hulle was die stad letterlik oninneembaar. Anders gesê, soos wat Jesegiel na die stad gekyk het en dit vergelyk het met 'n skip, sou hulle sê hierdie skip van ons is onsinkbaar. Tog het koning Nebukadneser van Babel die stad beleer. Hy het die stad ingeneem en hy het die stad verwoes. Hy het dit so totaal vernietig dat daar net 'n klipplaat oorgebly het waarop die vissers hulle nette kon gedroog het. Geliefdes, alles in hierdie wêreld waarin ons veiligheid kom plaas, kan weggevat word in 'n ommesientjie. Daar is maar in hierdie wêreld niks wat vir ons regtig veiligheid kan bewerk nie. Want solank ons hierdie kant van die hemel is, moet ons mekaar daaraan herinner. Ons lewe in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. En ons veiligheid moet nooit in die eerste plek gefestig raak op dit wat tydelike waarde het nie. Ons veiligheid behoort van die begin af gerig en gefokus te wees op die ewigheidsmoment, op ons gees, op ons siel en nie noodwendig op ons gemak en op ons gesondheid en liggaam nie, maar op dit wat binne-in is, jou hart, jou siel en jou gees. En mag die Here jou daarin naby wees, dat jy altyd wat jou hart, siel, gees aanbetref, veilig sal wees en voel in sy midde, want hy is die God van veiligheid, as dit kom by dit wat regtig saak maak, die redding, die ewige lewe. Mag dit volgende vir jou net weer eens nader aan die Here bring. Ons bid dit vir mekaar, in Jesus se naam, amen.